Of jy nou Kersfees vier of nie, hierdie boodskap is vir jou. En miskien veral vir daai mense wat nie Kersfees vier nie. Ons is aan die einde van die jaar, einde van 2025 en oor 2 dae, oormôre is dit Kersfees vir die mense wat Kersfees vier. Nou, waarom vier ons Kersfees? Want daar's baie mense wat nou alle argumente hierdie jaar nou mee vorendag gekom het en ek het nou veral dis amper 'n vyandigheid gesien hierdie jaar, waar mense sê, ja nee, maar jy kan nie Kersfees vier om dit of dit of dit nie. En een van die redes is, maar jy weet nie eers watter dag is Jesus regtig gebore nie. Ja, wat maak dit saak? Dit gaan vir my, en ek gaan nou nie sê dit is wat dit vir almal geld nie, maar kom ek gee nou maar my standpunt. Dit gaan vir my oor die viering wat ek wil herdenk van Jesus se geboorte, ongeag die dag. Ek weet nie wat daai dag was nie, en ongeag of die Bybel nou vir my sê, ek moet of ek moet nie, daai dag vier nie, ek wil dit vier. Ek wil dit saam met vriende en familie vier. Ek wil saam met 'n gemeenskap wat dit wil vier, dit vier. En daar vra ek vir die mense wat nou nie Kersfees vier nie, of nie wil daarin deelneem nie, of nou allerlei ander sieninge het daaroor, om dit te respekteer. As jy nie wil Kersfees vier nie, vier dan gesinsdag, of familiedag, of vriendedag, of wat ook al jy dit wil noem. En as jy alleen is, gaan vier dit deur 'n rustige koeldrankie op jou stoel te gaan sit en geniet en 'n film te kyk en op watter manier jou vakansiedag dan nou ook te geniet. Maar respekteer ander mense wat dit wil vier. Nou, hierdie is nie 'n uittrapsessie nie. Ek wil graag vir mense sê, weet wat, ons het tot die einde van die jaar gekom. Dis 'n baie moeilike jaar gewees. 2025 was, soos dit ek kon sien, veral in Suid-Afrika, ekonomies 'n baie moeilike jaar, het verskriklik baie besighede toegemaak. Veral klein besighede. En polities het dinge baie teen ons gedraai. Die wêreld het tot 'n mate teen Suid-Afrika gedraai, ons het dit nou gesien, maar daar is altyd positiwiteit. Want daar is altyd mense wat soek na oplossings. En die feit dat ons kyk na probleme, beteken nie dat ons negatief is nie. Wanneer 'n mens probleme uitwys, dan is dit omdat, mense soos ek, dit 'n oplossing daarvoor soek. Of dit nou geïmplementeer word of nie. Ek weet, daar's baie dinge wat ek baie keer sê, en dan bied ek 'n oplossing. Dit is die leiers se keuse om dit toe te pas en te implementeer. So ja, dis maar een van daai dinge. So vir die mense daar buite, kom ek begin met die mense wat nie Kersfees vier nie, om watter rede ook al hulle nou dit dan nou nie wil vier nie. Julle moet daai vakansiedag regtig geniet. Gaan sit, rus, en ek dink sommer van die 25ste tot die nuwe jaar, daai week, moet ons net daai kar uit, daai vinnige, het 6de rad uithaal. Sit hom in neutral en idle. Chill 'n bietjie. En moenie moeilikheid soek met mense nie. En as jy vriende en familie het, gaan na hulle toe, gesels 'n bietjie met hulle en geniet die tyd saam. Ons gaan dit doen. Vir ons is dit elke jaar 'n belangrike familiedag, om almal saam die dag te geniet. Want ja, dis 'n ding van geloof ook, en die praat ek nou met die mense wat na Kersfees gaan vier. Dit gaan nie net oor die geloof nie, dit gaan nie net oor die viering van Jesus se geboorte nie, dit gaan oor familie ook, vriende en ander mense wat minder bevoordeeld is as ons wat 'n stukkie bacon daar op 'n bordjie kan sit met ietsie binne gerap, lekker kasie en al daai vingeretes, koue etes, en lekker stukkie gammon en daai goedjies. Maar dink aan mense daar buite wat baie minder het, wat dalk nie eers geld gaan hê of enigiets om selfs 'n toebroodjie te kan bekostig nie. Dink aan die mense daar buite wat moet werk. En hier wil ek nou weer die mense wat
nie Kersfees vier nie en ook die mense wat Kersfees vier aanspreek. Dis so maklik om te gaan na 'n restaurant toe en vir jouself 'n lekker ete op daai dag te bestel. En dan het baie mense, ongelukkig is daar mense, ek sê nie is almal nie, die vermetelheid om met daai mense wat hulle bedien, dan nou nog kort af of lelik te wees. Jy moet onthou, daai mense gee 'n dag op. Wat partykeer vir daai mense 'n baie spesiale dag is, 'n dag wat hulle saam met vriende en familie kon gespandeer het. Of dalk is hulle nie 'n Christen nie en dit is 'n dag wat hulle as 'n vakansiedag kon gehad het. Maar hulle het moeite gedoen, of hulle gaan moeite doen, om uit te gaan om jou te bedien. So ook vir die teller, wat by 'n kettingwinkel sit en jou groceries wat jy op die laaste oomblik besluit om te koop, op te lei. Die petroljoggie wat langs die pad tank staan en jou kar moet volmaak. Daar's honderde sulke voorbeelde. So dink 'n bietjie as jy uitgaan op daai dag om iets te gaan koop of 'n ete te bestel waar jy dalk voel jy moet bedien word. Wees vriendelik met die mense. En kom ons sit 'n glimlag nie net op ons eie gesigte nie, maar ook op die gesigte van ander. Julle geniet Kersfees en kom ons maak 2026 'n beter jaar.